Shabbat Shalom aan elkeen van julle. Ek groet julle in die naam van Yeshua, ons Messias, of soos wat ons dit ken, Jesus ons Christus. En nou ja toe, wat kan ons sê van die laaste week? Baie interessante week. Eweskielik toe is dit winter. Ons nog nie eens kans gehad om die warm jasse uit die kas uit te kry, of om beddegoed op te sit wat bietjie warmer is nie, toe is dit winter. En diep winter. Ek dink want dit was dit donderdag of vrydagoggend toe ek met werk toe gaan, toe moes ek my arme ou Tjorrietjie se ruite afspoel met water, want dit was heeltemal toegeys. Maar nou ja, ek wil nou nie praat oor die weer of prys van eiers nie, ek wil die evangelie van Jesus Christus met jou kom deel volgend, en dit soos wat die Here dit op my hart gelê het. Maar voordat ons begin, kom ons vra eers, dat hy met ons sal wees in die volgende paar minute, en dat hy ons sal seën. Abba Vader, baie dankie vir die Sabbat. Baie dankie Here dat U al in die begin van tyd vir ons 'n tyd uitgesit het om saam met U te kan wees. Here, en ek wil U prys en eer vanoggend dat U ook maandag, dinsdag, woensdag en elke ander dag saam met ons is. En daar is Here, wanneer ons 'n nood uitroep, help, dan is U daar. Ons prys en ons eer U Here dat wanneer ons woensdag aand kom om U te kom aanbid, dat U teenwoordig is. Ons eer en ons dankie dat in die middel van die aand 3 uur, 4 uur as ons wakker word en ons bid tot U, dan is U daar. Ons eer U Here vir dat U die alomteenwoordige God is, wat met liefde daarna soek, dat ons U aanbid en met U tyd spandeer. Ons prys en ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, waaroor wil François vandag praat? Ek wil oor iets praat wat baie interessant is, en ek hoop dat ek die boodskap by jou kan deurkry, dat jy kan sien wat die belangrikheid van hierdie boodskap is. Nou ja, hier is my tema, ek gee hom vir jou vanoggend so. System overload. Overload of information can lead to you missing the most important information. Nou François, wat is dit? Net jy al agtergekom, partykeer is daar soveel informasie oor 'n sekere ding wat met na jou toe kom, en dan gebeur dit nou in hierdie omstandighede dat jy die belangrikste boodskap heeltemal gemis het. Nou, ek is 'n praktiese mens en ek wil nou op 'n praktiese manier met jou gesels, en ek wil jou nou verduidelik oor hierdie prentjie. Ek hoop jy kan hom sien daar waar jy by die huis is. Daai dashboard van daai kar, al wat hulle is aan. Nou die ou ooms en tannies sal dalk nie weet nie, want van ons het dalk nog ouer karretjies gery wat net 'n liggie het of 2 liggies het. En party dames sal ook glad nie seker weet van hierdie ligte wat aankom nie, en party mans ook nie, want ek moet nogal sê, party mans weet ook nie, is nie so meganies aangeleer dat hulle weet van dit nie, maar wanneer hulle wel almal aankom, dan gaan jy dit weet. Nou ek praat nou van daai moment, op daai maandag oop môre, wanneer jou wekker nou nie afgegaan het nie, en jy het nou verslaap, en toe jy nou daar uit die bed uitspring, is die kinders laat vir skool, die lunch is nie gepak nie, woefels het hier op jou broek kom spring en jou 'n paar modderpote gegee, en nou moet jy maar so werk toe gaan, en jy het nie jou tande geborsel nie, jy het nie jou hare geborsel nie, en jy is daar in jou chor, en joep, daar gaan jy. En daar in die middel van spitsverkeer, sê jou kar, neep, nou is hy, ons gaan nergens te verder nie, al die ligte kom aan, en hy staan doodstil, en hoe meer jy probeer, hoe minder wil die kar start. Ja, en in daai moment, dan begin hierdie ding gebeur, dat jy in Franse taal praat, of Hollandse taal praat, of in tale begin praat, for all that matters. En ja, dan begin jy die vraag vra, maar hoekom? Hoekom het dit nou gebeur? Wat is die rede vir dit? Die waarheid is, Natasha, is dat daar het op 'n stadium 'n check engine liggie aangekom, wat vir jou gesê het, iets is verkeerd. Jy moet daarna kyk. En natuurlik, soos ons meeste van ons is, ons ignoreer dit en ons gaan aan, en 'n paar ander liggies kom aan, totdat eventueel op daai maandagmôre kom al die ligte aan in jou kar staan waar hy staan, en dit gaan jou 'n paar R1000 uit die sak uitjaag om jou voertuig weer aan die gang te kry, omdat iets ergster nou gebreek het. Maar nou ja, dis nie waaroor ek wil gesels nie, ek wil net hê dat jy hierdie idee moet vashou, want in ons Christelike lewe gebeur hierdie ook. Dit gebeur ook met ons in ons geestelike lewe. Nou waaroor gaan dit? Nou hierdie Rolls Royce wat ek nou hier vir jou daar opsit, hierdie droptail, is ook maar net 'n kar. Hy doen dieselfde wat 'n Beetle doen. Hy vat jou van punt A na punt B. Alhoewel hierdie Rolls Royce met sy ingevoerde prys 563 miljoen rand kos, of
alternatiefelik, of tussen die pryse van 563 tot 576 miljoen rand kos om in te voer. En hy het ook van daardie liggies wat aankom. En as al daai liggies aankom, soos wat daai ander prentjie gewys het, dan gaan hy ook staan. Maak nie saak wat jy vir hom betaal het nie. Daai 30.000 rand vorkie van jou, of jou golfie, of jou polootjie, het ook liggies wat aankom, en dan gaan staan hy. En die enigste persoon wat sal weet wat verkeerd is die mense wat hom gemaak het. Hulle sal vir jou sê, jy het ernstig iets gemis. Nou wil ek vir jou vandag vra, hier op aarde, wat en wie is die belangrikste? En ek weet dat julle van my daar van daai kant af uitroep, ek kan julle amper hoor, uitroep om te sê, jy is die belangrikste. Ek is die belangrikste. Jy is die belangrikste skepping van God se koninkryk. Die aarde bestaan as gevolg van jou. Die Here het jou op hierdie aarde geplaas, in hierdie tyd, om te leef, sodat jy in sy teenwoordigheid kan wees, sodat jy saam met hom kan leef. Ja, ek weet, daar's baie mense wat kom, Natasha, wat sê, ek moes in die Victoriaanse tyd geleef het, of ek moes in die 70's groot geword het, of wat ook al. Jy het nie, die Here het jou spesifiek in hierdie eeu geplaas, om te doen waarvoor hy jou geroep het. Hy het jou geroep om hier te leef, en om sy getuie te wees, dat hy, nie net doodeenvoudig dat hy 'n meester is, en ons diensknegte is nie, nee, glad nie. Hy is 'n God wat met ons wil leef. Die hele aarde en alles wat op die aarde is, het die Here vir ons gemaak om saam met hom te kan leef. Nou ja, nou wat gebeur? Nou dis die ding waaroor ek en pastoor Emiel gepraat het. Ja, nie 'n kar is 'n dash nie. Ek en pastoor Emiel het oor die volgende gepraat. Hierdie ding wat gebeur, dat mense op 'n maandagmôre begin met informasie. En wat se informasie is dit? Dat hulle begin vir jou boodskappe stuur op WhatsApp. En dis is een boodskap na die ander boodskap, en partykeer verwonder dit my as ek na hierdie boodskappe kyk, want dan sien ek mense se name kom op en ek kyk die boodskappe, en ja, elkeen van hulle is 'n goddelike boodskap, 'n boodskap wat die meester van die eeue, wat ons God loof en eer, maar die persoon wat hom stuur, is 'n persoon wat glad nie eens gelowig is nie, wat glad nie eens die Here dien nie, wat glad nie eens in 'n kerk is nie. Nou sê ek, jy moet in 'n kerk wees om die Here te dien. Nee, ek sê nie dit nie. Ek sê dat dit mense is, wat nie eens die vrug van die Gees dra, of tentoonstel nie, maar hulle stuur vir jou boodskappe, en hulle laai boodskappe, en naderhand, ek begin naderhand nie jou boodskap meer lees nie, want dit is 'n overload of information. Jy gee te veel informasie, en ek sê nie jy, of jy, ek sê, dis wat gebeur, dat daai foon, maandagmôre, of res van die week, 80 boodskappe het, van mense wat 'n boodskap wil stuur. En ek wil vir jou sê, partykeer is daai boodskappe nie suiwer uit die Gees van die Here gestuur nie. Dit word maar net gestuur, omdat mense dink, dis mooi, of dis wonderlik, of iemand probeer sy eie gewete troos, omdat die Here al regtig op 'n ander tyd vir hom 'n liggie aangebring het, en hy ignoreer dit, en hy dink op hierdie manier gaan ek die Here dien. Op hierdie manier gaan ek die Gees van die Here stil maak in my binneste, dat hy nie so moet aangaan met my nie. Want jy sien, die Here wil jou lei tot bekering. Hy wil hê jy moet leef in oorwinning. Hy wil hê jy moet met hom wees. En jy sien, ek dink dit is wat ons Christene heeltemal mis. Ons mis dit, dat die Here oorspronklik saam met Adam en Eva in die tuin van Eden geloop het. Hy wou by hulle wees, en so is sy begeerte ook vandag. Die Here wil met my wees, hy wil by jou wees, hy wil saam met jou wees, hy wil saam met jou wees wanneer jy môreoggend opstaan vir werk, maandagmôre opstaan vir werk. Hy wil saam met jou wees as jou dag laat begin het. Hy wil saam met jou wees as daar 'n uitdagende situasie by die werk is. Die Here wil saam met jou wees. Maar as gevolg van baie mense wat die Here uitblok, begin hulle op 'n ander manier die Here te dien, deur om boodskappe aan te stuur. Hulle oorlaai die stelsel. Nou wat is dit wat ek vandag wil sê? Ek wil sê, kom terug na die vryheid van die Here toe. Kom terug na die vryheid van die Gees toe. En sê ek daardeur dat ons vry is van 'n gehoorsaamheid? Nee. Ek sê die vryheid van die Gees waar die Here self met jou spreek. Waar die Here self met jou boodskappe deel. En dit op jou hart lê om vir my 'n boodskap te stuur, of vir Koos 'n boodskap te stuur. En dat wanneer Koos daardie boodskap ontvang, is dit vir hom 'n halleluja, amen oomblik waar hy kan sê, ek het gehoor, hierdie boodskap het my aangeraak. Nou ja, dit is baie interessant. Ek gaan vandag vir julle 'n skrifgedeelte lees,
En ek wil hê jy moet saam met my gaan om te gaan kyk na hierdie skrifgedeelte 1 Konings. Elia het weggehardloop van die Here af, as God nie wel van die Here af nie, hy het weggehardloop van 'n situasie af en gaan wegkruip. Sien, ons kan nie wegkruip vir die Here nie. Daar's 'n skrifgedeelte, al gaan ons in die hoogtes en die Here is daar, al gaan ons in die dieptes van die aarde af, die Here is daar. Al gaan ek hierin of gaan ek daai, die Here is daar. So ons kan nie van die Here af weghardloop nie. Hy het nie van die Here af weggehardloop nie, maar hy het van die situasie af weggehardloop. En vir baie van ons is dit ook die waarheid, dat ons van 'n situasie af weghardloop waar die Here besig is om my tot bekering te wil bring, want hy wil in my werk. En daar is miskien nog 1 of 2 dinge in jou lewe wat jy nie wil aflê nie. Jy wil nie in gehoorsaamheid kom nie. Jy wil nie die Here dien soos dat hy dit vir jou voorskryf nie. Jy wil dit op jou eie manier doen, daarom gebeur dinge. Elia gaan wegkruip in 'n spelonk in 'n berg, en 1 Konings 19 vers 11 kom hy met die volgende. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en 'n sterk wind die berg skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. Hoe verskriklik moet dit wees dat 'n wind so sterk is? Nou die aand was ons hier by die huis en hier het 'n wind opgekom en dit het verskriklik gelyk. En ek wil jou amper sê, hier waar ek in my straat bly, hier waar ek in Nigel bly, is daar nie eens een boom wat omgeval het nie. Hier lees ons dat 'n berg geskeur is. Hoe verskriklik. En in daardie wind was die Here nie. Hoe fantasties, Natasha, hoe vreeslik is dit om dit te kan aanskou. Dan sê hy volgende, na die wind 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. En ek het nou reg toe ek hierdie goed deurlees en vir die Here, want dit is nou al 'n skrifgedeelte waar ek oor lank terug ook al 'n boodskap gegee het, en waardeur ek dit weer deur het lees en vir die Here vra oor hierdie skrifgedeelte, wat die Here vir my iets wys, dat hy kan nie in die wind wees nie, want hy is die skepper van die wind. Hy kan nie in die aardbewing wees nie, hy is die skepper van alles. En dit is vir my so fantasties, en ja, partykeer dink mense dat hulle hier die boodskap vir jou stuur, en dit gaan jou soos 'n wind onderste bo waai, of dit gaan vir jou 'n aardbewing veroorsaak, en in daardie goed is die Here nie. Wat is die volgende ding wat gebeur? Hy sê, en na die aardbewing 'n vuur, en in die vuur was die Here nie, en na die vuur 'n gesuis van 'n sagte koelte. En in vers 13, en toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en in die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom toe, wat sê, Elia, wat maak jy hier, Elia? So interessant, dat in al hierdie goed wat raas en verskriklik is, die Here nie, maar in 'n sagte, nederige, opregte liefde kom die Here na jou toe, om vir jou te vra, Franso, wat maak jy hier? Jy sien, ek en Natasha kan ook hierdie ding doen, om te sê, Here, nadat die Here my oortuig het van sekere dinge, sê ek verlaat dit. Nadat die Here my oortuig het van die Sabbat, sê ek verlaat dit. Na al hierdie goed is dit verlaat, en agter die wind aangaan, en agter die aardbewings aangaan, en agter die vuur aangaan, en daar is die Here nie. Dat die Here vir my moet vra, wat maak jy hier, François? Ek het jou nie hierheen gestuur nie. Ek en Natasha staan op baie keer verwonderd oor hoe dinge gebeur. Hoe dinge so wonderlik gebeur, en hier is ons. En ek glo met my hele hart. En weet jy wat is die ergste? Dat die Gees van die Here en die woord vir my ondersteun in dit waarmee ek besig is tans. En ons doen dit uit opregte hart uit. Ek doen dit uit opregte hart uit. Ek het nou Vrydag, terwyl ek besig was om voertuie weg te vat na die pound, ek weet nou nie wat is die pound in Afrikaans nie, gesteelde voertuie weg te verry na 'n plek toe waar hulle gehou word, het ek en die Here 'n gesprek gehad. En ek weet, jy doen dit ook. Maar ek doen dit sommer heel prakties. Ek sit die radio in die kar af en ek sit alles neer en ek praat met die Here soos ek nou met jou praat. En ek verklaar die Here in my hart. Ek verklaar hom my liefde. Ek verklaar hom my behoeftigheid aan hom. Want ek wil vir jou vertel, in hierdie wêreld gebeur daar nie altyd net regverdigheid nie. En dat ongeregtigheid ons Christene ook tref. Jy sê, Elia het weggehardloop. Hy het Baal profete geslag.
Hy het vuur uit die hemel uit gebid. Broer, suster, weet jy hoe verskriklik moet dit wees, nadat hy hierdie profete geterg het, om vir hulle te sê, moet julle dalk nie julle polse sny nie, moet julle dalk nie bloed offer nie, bid hy, en nadat hy sy altaar laat nat maak het, en 'n sloot rondom gegrawe het, en dit vol water, en hy gebid het, en vuur uit die hemel uitgekom het, en dit verteer het, weggebrand het, en 'n mens sê vir hom, Elia, as ek jou vind, dan lyk jy soos my profete. En hy hardloop weg. Ek kan ook, omdat mense dinge sê, weghardloop, en iets anders gaan doen. Maar is dit wat die Here wil hê? Jy sien, daardie kar het eers 'n liggie aangebring, om te sê, jy's besig om weg te dryf. Wel, ons is in die kar, kom ons sê mense, kom ons praat van mense. Die eerste waarskuwing liggie het in jou gees aangekom, wat die Here vir jou sê, jy's besig om weg te dryf. Hier's 'n fout in jou verhouding met my. En dis nie dat hy 'n wind is wat jou gaan kom skeer en vir jou wakker maak, en 'n aardbewing in jou wakker maak, en sê, kom reg nie. Saggies en stil praat die Here. Saggies en stil roep hy na jou, en sê, kom terug, jy's besig om verkeerd te maak. Maar nou, omdat ek my gewete wil troos, Natasha, stuur ek boodskappe uit, en ek vlat die sisteem, ek oorvloed dit, om mense, en dis ook om seker 'n paar mense nou al die laaste tyd gesien het, ek stuur nie meer boodskappe uit nie, want ek wil ag gee op die Here. En as die Here jou op my hart lê, dan stuur ek vir jou 'n boodskap. Dan moet jy weet, ek stuur dit met opregtheid na jou toe. Nie net sommer nie. Nie net om ietsie moois hê om te stuur nie. Ek wil vir jou sê, dit is 'n verantwoordelikheid om met die Here te leef. En dit is jou verantwoordelikheid. Jy kan nie net verwag die Here moet alles van sy kant af doen, jy doen niks nie. Die Here roep na ons. Ons moet tot bekering kom. Ons moet ons dinge laat staan. Ons moet reageer op sy stem. Ons kan nie van die Here verwag om agter my aan te loop en agter Frans aan te loop en al my gemors en foute net die hele tyd links reg te maak en te keer wanneer daar so dood of siekte in my lewe kom of te keer as daai ding gebeur. Nee, my God is nie my diensknegt nie. Ek is sy diensknegt. En ek sê dit mooi, want baie mense sê ons is kinders van die Allerhoogste. Ons is mede-erfgename. Dit is 100% reg. Dis 100% reg, maar ek wil vir jou sê, die plek waar ek staan, waar ek al soveel foute gemaak het, is dit vir my die moeite werd net om 'n diensknegt van my God te wees. Net na hom te kan luister en te sê, Abba Vader, ek het gehoor. Dit is my 'n voorreg om sy diensknegt te wees. As hy my aanspreek as vriend en kind, is dit vir my 'n added bonus. En ek is bly daaroor. Maar is my verantwoordelikheid om op die Here te wag en nie net sommer goed te gooi nie. Party van hierdie mense stuur hierdie boodskappe uit, Natasha, hulle soos mense wat skote in die duisternis skiet. Hulle weet nie waarheen hulle skiet nie. Hulle weet nie, hulle hoop hulle tref maar iemand. Ek weet nie vir wie hierdie boodskap is nie. Wie probeer jy raak skiet? Wat probeer jy raak skiet? En dit is goed as jy iemand bereik so. Ek prys die Here daarvoor as daar 'n boodskap uitgaan en jy tref tog iets en daar is tog iets wat gebeur. Want ek wil vir jou sê, die Here verklaar van sy eie woord dat dit nooit ledig sal terugkeer nie. En ek prys hom daarvoor dat hy so getrou en regverdig is. Dat hy so goed is. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n plek waar ons moet kom, waar ons voor hom moet gaan staan en luister wat hy wil sê. En hoe kom ek daarby uit? Deur al hierdie geraas van TV en die goed op die telefoon en TikTok en al hierdie goeders, deur al daai geraas, gaan jy die Here nie hoor nie. Jy gaan die Here nie hoor nie. Jy gaan nodig hê om jou binnekamer te gaan, die deur toe te maak. En die Here daar te gaan soek. En te sê, Here, ek het U nodig. Here, ek het U nodig. Wees met my. Mag hierdie boodskap jou goed vind. Mag dit in jou gees iets verwek. En ek skiet nie 'n skoot in die donkerte nie. Ek sê vir jou, ons as kinders van God, ons as diensknegte van God, het nodig om te sê, Here, wat is U plan? Wat wil U hê? Hoe wil U dit hê? Hoe lank wil U dit hê? Mag ons weer leer om in gehoorsaamheid agter hom aan te stap.
en in sy voetspore te volg. En nie verwag dat hy ons voetspore agter ons moet aanloop nie. Dit is vir ons 'n voorreg om die Elohim, die Jahwe, die een wat elke keer as jy asemhaal, hy wat dit onderhou, is vir ons 'n voorreg om hom te mag dien, sy naam te ken, sy woord te mag hê, dit te mag spreek, dit te mag leer. Kom ons kom terug, om die Here lief te hê, en om hom te dien uit 'n rein en opregte hart, en dit te doen in gees en in waarheid. En daar stop ek vanoggend, en ek hoop, dat ons in gehoorsaamheid agter hom sal wandel. Aba Vader, met groot dank, groot lof, prys en ons eer U, dat U ons God en ons verlosser is. Ons dank U, ons loof U en ons eer U. Seën ons in hierdie tyd terwyl ons na U soek, Here. Kom in daardie stil, sagte stem, Here, en lei ons in die volheid van die waarheid. Ons eer en ons dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. Nou ja, woensdag aand, as jy saam met ons wil bid, jy is meer as welkom. Hoe jy gaan inskakel is om vir my jou telefoonnommer te stuur, jou selfoonnommer. Dit help nie, stuur vir my 'n landlynnommer nie, want ek kan jou nie WhatsApp call op 'n landlynnommer nie. Stuur vir my jou selfoonnommer. Ons sit jou by Lewe in Jesus groepie op, en dan wanneer woensdag aand, wanneer ons die groepie skakel, dan kan jy saam met ons inskakel. Moenie skaam wees nie, skugter en skaam is aanwensels, jy hoef nie bang te wees vir ons nie. Ons mense soos jy, kom ons leer om die aangesig van die Here te soek in hierdie tyd, en om hom te dien. En een van dit is om saam te kan bid vir die eenheid van die geloof, sodat ons weer kan leef soos wat hy wil hê. Ja, ek wil nie nog met 'n tweede boodskap begin net met uitnodiging nie, maar gepraat van uitnodiging, ek het baie goeie nuus. Ek wil vir julle vertel, daar's 'n splinternuwe gemeente wat in Oorigstad oopmaak. En Pastor Emil het dit reg gekry om vir hom 'n plek te kry waar hy nou sy eie gemeente kan gaan bestuur, wil ek sê, want hy is nie die eienaar van die gemeente behoort aan die Here. So, as julle in daardie omgewing is, Oorigstad, Lydenburg, sluit by hom aan, gaan aanbid saam die Here daar by hom. Ons gaan vir Mishka vra om aan die einde van hierdie boodskap sy uitnodiging ook vir julle te stuur op hierdie selfde groep, en as julle met hom wil kontak maak, sy kontakbesonderhede is daar, gaan sluit saam met hom daar aan, man, kom ons aanbid die Here in vrees en in bewering. Ja, dit is nou genoeg gesê van my kant af. Ek hoop dat hierdie week wat kom vir julle 'n aangename week sal wees, 'n week van die teenwoordigheid van die Here, waar julle sal luister wat hy te sê het. Mag julle goed gaan, vreugde en voorspoed in Jesus naam. Amen.